Nou vriende, ons vertrou dat u 'n baie heerlike nagrus gehad het, dat u vars verkook en nuut opgestaan het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons by vanmôre se oordeenking gaan stil staan daar by 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18. Nou die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente en hy sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Nou hierdie is 'n baie besondere gedeelte in die woord van die Here en hierdie twee verse staan vir my uit en wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte, die evangelie van Christus. Nou in die jare wat ek in die bediening is, het mense van tyd tot tyd na my toe gekom en vir my gevra, nou, wat behels die evangelie? En as ek besig is met die evangelie, wat is die inhoud daarvan? En ons weet dat mense kursusse bywoon, soos die IE3 kursus, die Way of the Master, en baie ander kursusse wat baie goed is en goed gebruik kan word, maar ek wil vir u 'n paar eenvoudige gedagtes gee wat noodsaaklik deel van die evangelie van Christus moet wees. Nou as u die lewe van die Here Jesus sal bestudeer, dan gaan u agterkom dat hy presies dieselfde gedagtes dan ook in sy aanbieding gebruik het en in sy prediking gebruik het, en dit was deel van sy evangelisasiewerk terwyl hy op aarde was. Want Jesus sê dan ook dat hy gekom na hierdie aarde en sy eerste boodskap was gewees, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So kom ons kyk vlugtig na so 'n paar gedagtes, die evangelies van Christus en wat dit behels. Ons kan ook sê komponente wat deel uitmaak van die evangelie van Christus. Nou vriende, as jy met iemand praat, onthou die belangrike gedagtes, dat 'n mens altyd die menslike kondisie of toestand in die wêreld na vore sal bring. Nou as ons kyk na die Here Jesus op aarde, dan sien ons baie duidelik hoe hy ook verwys het na die tyd van Noag. Soos die boosheid in Noag se tyd was, so sal die boosheid wees dan ook in die tyd waarin ons onsself bevind. En met evangelisasie is dit belangrik dat ons dan ook die aanknopingspunt dan sal vestig op hierdie tydelike dinge wat met almal gebeur, gered en ongered, wêreldwyd gebeur, die toestand waarin ons onsself bevind in die wêreld. Nou, ek het onlangs met twee baie welgestelde manne golf gespeel en hulle begin toe praat oor die toestand in Suid-Afrika en die wêreld, en onmiddellik het ek besef, hier is nou 'n invalshoek. Hier is nou 'n aanknopingspunt, en onmiddellik kon ons begin praat uit oor wat die koerante vir ons sê, en oorloë en moord en verkrachtings en korrupsie en mensehandel, molesterings, perverse optredes. En vriende, hierdie een man het baie duidelik gesê, dinge kan nie so aangaan nie. Iewers te gaan hier 'n einde kom aan hierdie wêreldse bestel. En watter kosbare geleentheid dan om vir mense te verwys na wat die skrif sê. Die rede waarom ons sit waar ons sit in hierdie wêreld is omdat mense teenoor God rebelleer. So die eerste gedagte is dat ons met mense sal praat oor die hier en nou, want ons lewe nie, vriende, in 'n vakuum nie. Ons is nie volstruis wat ons kop in die grond druk en dink ons lewe in 'n utopia nie. Ons is deel van hierdie bose wêreld en ons kan dit dadelik as 'n aanknopingspunt gebruik, soos die Here Jesus verwys het na die tyd van Noag, en dan ook verwys na, so sal dit wees voor die seun van die mens kom. En dis presies die tyd waarin ons onsself bevind. Die boosheid is besig om na die hemel te roep, en daarom die algemene menslike kondisie en toestand in die wêreld, dis boos, dis vuil, dis pervers, en daarom moet ons kyk, wat sê die Bybel daaroor? Wat is die rede? En Romeine 3:23 gee vir ons die antwoord, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Elke keer as ek evangelisasie werk doen, of ek praat met iemand oor die evangelie van Christus, dan gaan ek terug na die tuin van Eden. Die dag toe Adam en Eva sondig, toe sê die Bybel, toe het ons almal deel geword van hierdie sondeval. Ek sou presies dieselfde sonde gedoen het as Adam en Eva, so daarom sê die Bybel, ons almal het gesondig, en wat gebeur? Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou, om in sonde ontvang en gebore te word, en die feit dat ek 'n sondaar is, vriende, beteken ek mis die merk van God. Wat beteken dit? Dit beteken ek doen nie wat God vir my sê nie, en ek is ook nie in staat om te doen wat God vir my sê nie, want sonde heers in my lewe. Jy moet onthou, die sonde wat ek doen, maak my nie 'n sondaar nie. Ek is 'n sondaar, daarom doen ek al die sondes wat ek in my lewe elke dag raak sien. En daarom is dit baie belangrik dat ons, wanneer ons die evangelie van Christus aanbied, vir mense sê, die rede waarom hierdie wêreld lyk soos hy lyk,
is omdat die mens gesondig het en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hulle kan nie God se wil doen nie. Hulle kan nie op standaard met God wees nie. Hulle kan nie in 'n verhouding met God wees nie. Hulle kan nie vrede met God hê nie, want hulle is sondaars gebore. Baie belangrik, Genesis 3 is een van die kosbaarste gedeeltes in die Bybel om vir mense hierdie twee punte bymekaar te bring, die toestand van vandag en dan ook waar dit vandaan kom en hoe dit soos 'n draad deur die skrif gevleg is om vir ons ook te wys dat sonde 'n effek het op elke nasie, taal, volk, stam, elke geslag, elke ouderdomsgroep, want die Bybel sê in Psalm 51:7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. So wanneer ons die evangelie van Christus aanbied, dan kom ons by die wêreld se toestand uit. Wat is die rede waarom die wêreld so in so toestand is? Die Bybel sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En dan moet daar altyd beweeg word na die goeie nuus toe. Want die evangelie beteken die goeie nuus aangaande Christus Jesus. Nou vriende, om hierdie gedagte te begin is baie keer moeilik, want mense is lief om te praat oor godsdiens, religieuse groepe, godsdienstige groepe, maar mense wil nie graag praat oor Christus nie, want Christus, vriende, is absoluut eksklusief. Hy is een wat vir ons sê, dis net ek en ek alleen. Niemand anderste behalwe ek is die weg en die waarheid en die lewe nie. Daar is duisende wat godsdienstig is, maar hulle is verlore. Daar is boeddiste, daar's moslems, daar's Jehova getuies, daar's mormone, daar's ou apostels, nuwe apostels, noem hulle net wat jy wil, maar die Bybel sê vir ons dat Christus se evangelie is die enigste manier hoe ons by God die Vader kan uitkom. Hy is ons skepper, daarom sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na God die Vader behalwe deur my nie. Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgang en veiding vind. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie, en dis die naam van Jesus Christus. Nou ons skryf vandag geweldig baie dat mense sê, ag, ons almal aanbid dieselfde God, so, ons almal is na dieselfde plek op pad. Dis nie waar nie. Ons aanbid nie almal dieselfde God nie, ons is nie almal na dieselfde plek op pad nie. Daarom belangrik dat Jesus Christus die sentrale deel van die evangelie sal wees, dat hy die hoogtepunt in jou aanbieding sal wees, dat jy meer klem sal spandeer, en tyd sal spandeer en klem sal lê op Christus, as op enige iets anders in die aanbieding van jou evangelie. En dan die laaste komponent, dink ek, as ek die skrif reg bestudeer, van die evangelie van Christus, is die verandering wat dit teweeg bring. En hier kan 'n mens lekker gesels. Hier kan jy praat oor die verandering wat die Here in jou lewe gebring het. Ons kan praat oor 'n man soos Saggeus, 'n skelm tollenaar in Lukas 19 wat tot bekering gekom het. Ons kan praat oor hierdie vrou by die put van Samaria wat verskillende mans gehad het en hoe die Here haar kom red het. Ons kan praat van Paulus, die goeie kerkmens in Handelinge 9 en Kornelius, hierdie man in Handelinge 10, goeie mense, maar hy het die Here nie geken nie en hulle moes gered geword het, hulle moes by Christus uitgekom het. En dan die verandering wat dit gebring het. As ons kyk na Saggeus, het gesê, Here, as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Die vrou by die put het vir die mense in Samaria gaan vertel, ek het die Christus ontmoet. Paulus as goeie kerkmens het dadelik Jesus in die sinagoges begin verkondig. Kornelius, Handelinge 10, gaan lees die Bybel. As iemand in Christus is, sê 2 Korintiërs 5 vers 17, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, het dit alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Sien nie, dis nie so moeilik nie. Die evangelie van Christus kan eintlik opgesom word in 4 kort gedagtes. As jy die evangelie met iemand wil aanbied, die aanknopingspunt is altyd die algemene menslike kondisie en dit wat in die wêreld aangaan. Dit tref elke bevolkingsgroep, dis deel van elke land, nasie, taal, volk en stam. Belangrikheid is die rede daarvoor, dis omdat ons gesondig het, in rebellie teenoor God opgestaan het, die merk mis,
En dit begin in Genesis 3, Romeine 3:23 wat sê ons almal het gesondig. Die enigste oplossing, die Here Jesus Christus self. En dan die verandering wat dit bring, wat 'n kosbare en wonderlike voorreg. En daar die pragtige lied sê, witter as sneeu. Ja, witter as sneeu, o was my, en witter as sneeu sal ek wees. En dit kan ons vir die sondaar sê. Soos Christus my kom witter was het as sneeu, so kan hy vir jou ook was, jou 'n nuwe lewe gee. Daarom in geloof roep uit om genade en vra Here, wees ook vir my die een wat my sonde vergewe. Ja, en dit witter was as sneeu. Mag die Here ons genade gee. Net so kort gedagtetjie. Ons sal môre weer stil staan by gelykenis. Seën vir u. Mooi dag verder. Tada.